Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se program Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Vriende, wat beteken dit regtig om jou hele lewe in God se hande te plaas, sonder voorbehoud, sonder 'n plan B? Was jy al daar? Of miskien in sekere situasies? Maar wat van alles? Alles, elke aspek van jou lewe in God se hande sit en dit daar los en hom te vertrou. Jou drome, jou tyd, jou hart, jou lewe, jou omstandighede, jou gemak, dalk jou familie. Alles. Want is dit nie wat totale oorgawe beteken nie? As ek nou moet dink aan 'n persoon in die Bybel wat 'n voorbeeld is van volle oorgawe, dan dink ek dadelik aan Genesis 12 en Genesis 22. God roep vir Abraham om sy land, familie en sy sekerheid agter te laat. Hy het nie 'n klou gehad waarheen hy gaan nie, maar hy het geweet hy trek agter sy God aan. En willingly, sonder dat hy stry, het hy alles opgepak en hy het God vertrou. En 'n paar jaar later vra God dat hy sy seun Isak moet offer. Dit was seker die grootste toets van oorgawe ooit, die beloofde kind om hom terug te gee vir God. En hierdie bekende, werklike gebeurtenisse klink dalk vir ons al soos feeverhale. Maar daar was 'n man, 'n reël mens, Abraham, wat dit reg gekry het om alles oor te gee vir God. Om God se uitweg te vertrou, hoe ook al dit sou lyk. En dis amazing. Het hy foute gemaak tussendeur? Sadly ja. Maar sy lewensverhaal maak dit actually so moontlik, so realisties vir jou en vir my. Want Abraham se lewe leer ons wat ware oorgawe beteken. Jy hou niks terug van God af nie. Selfs nie eers dit of wie jy die meeste liefhet nie. Vriende, luister saam met my na hierdie beautiful lied vanoggend en moet nêrens heen gaan nie. Ons gaan nog kyk of en hoe totale oorgawe prakties vandag ook moontlik is. I've been holding on too tight to the things I cannot change, trying hard to fake the light while my heart is full of pain. But you whisper in the silence, child, you're safe with me tonight. So I'm laying down my worries at the feet of Jesus Christ. God, I surrender all my fears to you. Every tear, every question, every heavy truth. I can't carry what you never meant me to. So I lift my hands and fall into your truth. God, I surrender all my fears to you. I've been walking through the dark with a trembling kind of faith. Still you never turn away, even when I lose my way. You're the anchor in my aching, the soft place when I fall. So I'm letting go completely. You can have it, you can hold it all. God, I surrender all my fears to you. Every tear, every question, every heavy truth. I can't carry what you never meant me to. So I lift my hands and fall into
Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Vriende, ek deel graag kort gedagte van een van my gunsteling skrywers. Self moet geheel en al opgegee word aan God. Anders kan ons nie sy tempel wees nie. En dit is so waar, want vriende, ons kan nie halwe kinders van God wees nie. Hy vra ons hele hart, want hy wil ons heeltemal red. So is totale, absolute 100% oorgawe moontlik vandag vir my en vir jou. Ons Bybelbelofte vir oggend, Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. En is dit nie wat God vir Abraham gedoen het nie? Vriende, vertrou beteken meer as net glo, dit beteken om jou volle gewig neer te lê op God se karakter. Dis soos om op 'n stoel te gaan sit. Jy toets nie eers of die stoel sterk genoeg is en of dit werk nie, jy gaan sit net. Soos vertroue in God. Jy los jou eie sekuriteit, jy bevraagteken dit nie, jy wonder en worry nie, maar jy rus in sy getrouheid. Vriende, om geloof te hê, is om God op sy woord te neem. En hy sê, vertrou my, vertrou op my met jou hele hart. My kind, met jou hele hart, moenie op jouself staat maak nie, moenie dink aan jou vermoë of jou krag nie. Steun op my. En vriende, gedeeltelike vertroue is actually geen vertroue nie. En dis interessant dat die belofte hierdie woord gebruik. Jou hart. Nie jou verstand of emosies nie, maar jou hart. Want jou hart bring actually mos alles saam, jou denke, jou emosies en jou wil. En God vra vir jou hele hart. Vertrou op my, steun op my, met alles wat jy het. Dis hoe God ons uitnooi. En ken. Nou ken beteken 'n intieme verhouding. Nie net kennis nie, maar 'n lewende verhouding. En wat doen 'n mens in 'n verhouding? Vriende, jy pak af, jy praat, jy deel. En God vra, ken my, deel met my, pak af by my. In al jou weë, jou werk, jou studies, jou verhoudings, jou drome, jou vrese, jou issues, jou stres, jou alles. En dan, vriende, wanneer ons heeltemal aan hom oorgee, dan neem hy leiding. Voel hoe daai berg van jou skouers afval. God neem die leiding. Wanneer jy onseker is oor 'n besluit, vra jouself bietjie af. Op wie steun ek? Wanneer jy voel, jy moet self alles oplos, onthou hierdie uitnodiging. Vertrou God, ken hom, in alles en met alles. En vriende, elke liewe keer vervul hy die belofte. Hy sal jou pad gelyk maak. En nee, dit beteken nie daar gaan nooit weer hindernisse wees nie. Want hierdie aarde is nie ons tuiste nie. As kinders van die Skepper God, leef en bly ons op die enemy se grond. Maar God sal lei. Vriende, neem vandag 'n besluit, of begin vandag bid, dat die Heilige Gees jou sal help om 'n totale oorgawe te maak. Om alles aan God oor te gee, met jou hele hart. Om niks terug te hou nie. Nie op jou eie insig en jou eie krag en jou eie vermoë staat te maak nie. Om hom in alles te ken. En te glo met sekerheid, hy het jou. En vriende, as jy graag wil hê ons moet saam met jou bid, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp, 060 248 1172, 060 248 1172, want ons wil graag saam met jou bid. Maar vriende, daar waar jy nou is, kan ek vanoggend vir jou bid asseblief. Ons hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe met nederige harte. Here, U woord roep ons om U met ons hele hart te vertrou en nie op onsself te steun nie. Ag, en tog Here, ons is so swak en te dikwels wil ons self probeer, ons wil self verstaan en dan vergeet ons om U te ken in al ons weë. Vader, asseblief leer ons, mag die Heilige Gees ons lei in U waarheid en leer
wat ware oorgawe beteken. Om ons drome, ons vrese, ons planne, ons bekommernisse, alles by U voete neer te lê. En Here, ek wil asseblief vra, vul ons harte met U sekerheid dat U altyd in beheer is en dat U van beter weet. Here, dat U paaie beter is as ons paaie en U gedagtes hoër as ons gedagtes is. Gee ons asseblief die geloof van Christus om te vertrou, selfs wanneer ons nie die pad voor ons kan sien nie. Maar ons soos Abraham agter U aan te trek, omdat ons U vertrou. Vader, U strek U hand uit na ons toe. En dis my gebed, mag elke luisteraar hulle hand in U hand sit. Dis my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en ons Heer. Amen.